Na Jesus se opstanding verskyn hy verskeie kere aan sy disippels. Ons lees van een so 'n keer in Johannes 21. Petrus en van die ander disippels het gaan visvang, maar het die hele nag niks gevang nie. Die volgende oggend staan Jesus op die strand en vra vir hulle: "Het julle iets gevang om te eet?" Hulle het nie geweet dis Jesus nie en antwoord: "Nee." Hy gee hulle opdrag om hulle net aan die regterkant van die skei uit te gooi. En toe hulle dit doen, vang hulle so 'n groot klomp vis dat hulle die net nie weer kon intrek nie. Johannes besef dit is die Here en toe Petrus dit hoor, trek hy sy hemp aan en spring in die water, reguit op pad strand toe. Die ander disippels het die sware vrag agter hulle aangesleep en met die skuitjie tot by die strand gekom. Op die strand sien hulle Jesus is besig om vir hulle ontbyt te maak, vis en brood. Na ontbyt gesels Jesus so 'n bietjie met Petrus. 3 keer vra hy vir hom of hy hom liefhet. 3 keer bevestig Petrus dit. En 3 keer gee Jesus vir hom 'n opdrag. Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Ons kan Jesus se opdrag aan Petrus ook op ons van toepassing maak. Elkeen van ons het mense wat ons kan beïnvloed. Sommige se gebied van invloed is groot, terwyl anders in klein is. Maar dit maak nie regtig saak hoe groot jou gebied is, hoeveel mense jy beïnvloed nie. Wat belangrik is dat ons Jesus se opdrag ernstig opneem en net daar waar ons is, in ons gebied van invloed, mense voed met sy woord. Laat my lammers wei. Lammers herinner my aan kinders. As ouers is dit ons voorreg en opdrag om ons kinders groot te maak op 'n gereelde dieet van God se woord. Onthou, Jesus het gesê ons leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Dit staan in Matteus 4 vers 4. Laat my skape wei. Skape klink soos die res van ons, wat nou al groot mense is. Ook ons het nodig om elke dag die Here se woord in te neem en om dan daardie woord te deel met almal wat binne ons gebied van invloed is. Jy kan dit doen deur 'n bemoedigende vers uit die Bybel vir jou kollega wat vandag 'n bietjie aflyk te WhatsApp. Of dalk kan jy 'n Bybelstudie by jou werk begin en jou kollegas nooi om saam met jou die Bybel te bestudeer. Miskien kan jy 'n vriend of vriendin nooi om saam met jou kerk toe te gaan. As jy 'n artikel op die internet kry wat Jesus verkondig en strook met die woord, stuur dit dan aan jou familie en vriende. Daar's soveel maniere waarop ons die woord van God kan deel met diegene binne ons gebied van invloed. Kom ons wees nie skaam of lui nie, maar kom ons soek elke dag na maniere waarop ons die mense rondom ons kan aanraak met die woord. En as jy voel jy wil nader aan Jesus leef, soos Petrus daardie oggend op die strand met hom ontbyt gehad het, dan wil ek jou uitnooi om te kyk na my gids by Jesus se voete. Dit is 'n eenvoudige hulpmiddel in PDF formaat wat jou gaan help om tyd saam met Jesus deur te bring, sy woord te hoor en geestelik gevoed te word, sodat jy ook ander kan voed. Jy sal dit kry in my aanlyn winkel. Die skakel is in die beskrywingsblok hieronder. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en praktiese wenke. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om vandag en elke dag 'n manier te kry om ander te voed met sy woord.